En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion En ek is Karen. en dit is so lekker om weer saam met julle te kan kuier hierso. Al die pad uit Mosselbaai se ateljee uit. Eden FM, Your Voice in Paradise. En ja, vandag is 'n heerlike onderwerp en mense met wie ons gesels en dis baie bekende mense wat baie goeie werk in die gemeenskap doen en selfs mense wat julle al gesien het as julle gekuier het by Baie Blue of by Chef's Emporium. Ja, ons gaan 'n bietjie meer met hulle en fiets gery het, ja. So ons 'n bietjie meer met hulle kuier vandag. En ja, welkom François en welkom Anne. Hoe gaan dit met julle vandag? Baie dankie, het gaan regtig goed met ons. Om te dink ons het al vandag al deur 'n ysbad geloop. Ons kan seker nou 'n bietjie oor dit praat. Ja. En is nogals passionate oor dit. Definitief. Ja, ek kan sien almal. Anne. Die rede daarvoor is as julle die video's gaan kyk al gerus op Eden Protocol op Facebook, waar laasweek sin al opgelaai was en die week voor dit by Pick n Pay waar julle heel eerste Ice Bucket Challenge was. Julle sal sommer sien daarse wat hulle bedoel van hoe hulle gemurder word met al die ys en al die water wat op hulle uitgegooi Ons word. wag nou vir vandag sin om nog opgelaai te word. Ons word gepreserve vir die next generation. Dis basically wat gebeur. Ja, ons koue. word gevries in die koue. Ek hoor so 'n goeie manier om vet te verbrand met die koue, so dalk het sy voordele ook. Ja, dit het regtig sy voordele daai. Julle weet mos van Wim Hof, ek seker jy weet, François, en ten opsigte van hy het mos die Himalayas uitgeklim in 'n kortbroek. Dis Ja. al lekker. Hy doen al daai breathing exercises en die ice Ek hoor baths dit. en al daai tipe van goedjies. Ja, dis baie goed vir jou gesondheid. So lekker. Ek wil sê ek wil julle join, maar ek wil dit ook nie sê. Jy's meer as welkom. Ons sal vir jou plekkie oophou. Nie warm hou nie. Nee, kan nie warm hou nie. Ja. OK. Ons wil gou-gou hoor François. Vertel vir ons gou-gou 'n bietjie wat behels julle werk by Eden Protocol. So Eden Protocol Foundation het 'n bietjie van 'n ander angle wat ons bring na organisasiewerk toe. So meeste van ons span kom uit 'n professionele agtergrond uit met 'n hart vir community, want ons het baie jare al self ingeploeg in die gemeenskap en ons het regtig hard vir dit. Maar toe het ons gaan kyk en ons het net besef dat as jy kyk na die maatstaf van hoeveel fondse byvoorbeeld ingaan in 'n community en die return on investment wat jy kry, soos nou uit 'n besigheidsoogpunt uitpraat, dan lyk dit soos 'n swart gat vir enige iemand wat 'n sponsor is of wat donasies gee. Maar omdat ons Jy weet waar die geld en die goedjies heen gaan wat jy doen nie. Ja. dis baie moeilik baie keer om dit selfs te meet, al gaan dit in 'n goeie in, want as jy sê nou maar vir voedselvoorsiening doen, dan dis moeilik om te weet of 'n kind regtig goeie nutrition kry Ja. en of dit regtig die kind bevoordeel, want as jy as jy byvoorbeeld 'n genepool het wat jy nie regtig groot en sterk is in struktuur nie en jy eet baie, regtig kan jy dit meet en dit is dan om te kyk na sielkundiges en dokters om te sê luister, bevoordeel die kos regtig die proses en watse maatstawwe bou jy in. En so ons het 'n besigheids perspektief wat ons bylas by die organisasiewerk om te sê, okay, as ons met besighede skakel en fondse inbring, hoe kom ons as eie besigheidseienaars en ouens wat uit 'n professionele agtergrond uitkom wat nou ons praat van CA, sielkundiges, ons het 'n corporate lawyer wat in besigheid spesifiek spesialiseer, ons het entrepreneurs as deel van ons span en dan kyk ons hoe pak ons dit aan uit 'n besigheidsoogpunt uit en hoe gee ons gesonde terugvoer vir ons investors in daai opsig. En ons gebruik baie sterk media, dis hoekom as jy op social media gaan kyk en jy sien die projekte waarmee ons besig is en hoe hoe sien die Ice Bucket Challenges deelneem en so aan. Ja, daai is altyd die beste, sodat mense kan sien. Ons glo ook daaraan by die Anti-Bullying Academy met die Crawlers and Crowns en die Eden SA pageant so wat onder daai vaandel run, hardloop. Ons hou ook daarvan dat mense kan sien wat mense doen en ja, dit is hoe jy verseker dat jy altyd sponsors gaan kry omdat mense kan sien wat jy doen. En so die groot ding agter dit is vir ons wil die storie van die gemeenskap vertel aan die ouens wat betrokke raak met fondse. En ons wil hulle saam op die journey vat van hoe hierdie mense groei en die probleme wat ons vind en dan die oplossings wat ons vind. Ja, so is nie net hit and run nie. Nee, glad nie. Dit is regtig inkoop en dit is omdat ons uit die gemeenskap self al vir jare uitkom. Het ons besef ons moet 'n ander approach, ja, 'n aanknopingspunt om dit te maak werk, want ons grootste fokuspunt is om sustainability, longevity in te bring.
Dit is ons grootste hart agter die hele saak. En so as ons 'n maatstafsisteem kan skep wat ons die professionele ouens aan die besigheidskant kan begin koppel aan die gemeenskap op 'n manier wat hulle vind werkbaar is, dan kan ons met die gemeenskap begin werk en met hulle weer 'n ander maatstaf in 'n stelsel in plek sit wat hulle taal praat en wat vir hulle saam op die journey vat. Want as ons nou in daai opsig social media gebruik, ons hele approach met hulle is dat ons wil die mense afneem wat in 'n situasie staan waar hulle bakkant staan nie. Ons wil hulle afneem om te sê, dit is hoe ons julle sien oor die volgende 5 na 10 jaar toe. Ja, 'n bietjie hulp en 'n bietjie hoop gee. Ja, dis die hele hoop konsep, want ons slogan is, love is a verb, your action restores hope. Want as iemand hoop het, dit is seker een van die kragtigste emosionele toestande waarin jy iemand kan sit om hom uit hierdie, ek wil amper sê, groef uit te kry. Ja, that's the most powerful one actually. 100%. En so dan stap ons met die gemeenskap op pad en as ons video's doen en ons doen stories, dan sê ons vir hulle hoe ons hulle sien en hoe ons hulle in die toekoms sien, sodat wanneer motiverend ook. Want dan gaan kyk hulle weer terug na dit en dan sien hulle hierdie absolute positiewe En so dan ons is eintlik 'n organisasie wat saam met ander organisasies werk wat baie goeie verhoudings in die gemeenskap het en dan bou ons die brug tussen daardie goeie projekte en tussen die besighede wat 'n hart het om in die gemeenskap in te saai. En dan het ons CA's, hulle doen al die jy weet die finansiële verslae en al die goeders. As ons met projekte begin, dan trek ons corporate lawyer in en dan trek ons sê nou maar byvoorbeeld 'n trust op of ons trek 'n gemeenskaps wat mense dit 'n partnership op wat dan sê okay, dit gaan nie net weer as ons dit oorhandig net weggegooi word nie. Daar is sekere strukture en verantwoordelikhede wat nagekom moet word vir die ding om voort te gaan en daar's wetlike aspekte aan dit. Sodat wanneer ons nie, want ek wil kan sê as ek weg is as 'n persoon, dan hardloop hierdie projek vir die volgende generasie nog, vir die volgende 100 jaar nog. Ja, jy los jou footprint. Ja, en so dit is eintlik maar wat Eden Protocol Foundation is om te sê, hoe doen ons verhouding want Eden beteken ook plesier, op 'n manier wat lekker is. Hoe doen ons dit op 'n manier wat vreugde bring, maar wat vir die volgende generasie 'n verskil maak, so 'n nalatenskap los. En so dis die hart agter dit. Sjoe, dit is fantasties. Nou, dit was nou 'n hele mond vol, so ons gaan vir luisteraars. Ons sal dit met op 'n e-pos of iewers op 'n webwerf sit. Ons gaan dit gou vir die luisteraars kansie gee om vir hulle self 'n koppie tee te gaan gooi en dan bring maar jou pen en papier saam sodat jy 'n bietjie notas kan neem van wat ons volgende gaan bespreek met Anne en François. Daar sy net lekker klank net hier so by ons op Eden FM. Al die pad uit Mosselbaai se ateljee uit September, Earth, Wind and Fire. Nou ja, ek weet ons nog 'n heel wat 'n end om te gaan tot by September uit. Ek was nog in Maart. Maar ja, nee, wat ek wil sê, in elk geval, Paasnaweek lê voor en wag en dit gaan lekker wees. Gelukkig is dit nog eers voor September nog kom. Maar in elk geval, Karen, ek gee weer oor aan julle. Ja, ons gaan net nou 'n bietjie gesels oor wat Paasnaweek gebeur. Ons is nou besig om met Anne en François te gesels van Eden Protocol. En ons het net nou vir julle 'n bietjie vertel van die Ice Bucket Challenge. Ons wil gou hoor hoekom doen julle die Ice Bucket Challenge? Ja, ons is besig om geld in te samel vir Eden Protocol. Ons neem deel in Ironman vir Ironman for the Kids, so dis die 70.3, nie die full Ironman nie. Maar ons het 'n span, dit is myself en dan Emile Nel en François wat gaan deelneem. Maar ons is nog nie so braaf nie, ons doen nie dit een vir een nie, ons doen dit in aflosspan. So ek gaan swem, François gaan die fietsry doen. Hy doen 91 François kilometer. 90.1. Ekskuus, 90.1. Ja. Ek het 1.9 net as ek dit hoor. Exactly. Ek het 1.9 km swem en dan Emile gaan vir ons 21 km hardloop. Hey. So in my gedeelte op die oomblik, ek het begin swem, ons noem dit begin swem, so ek verdrink darm, ek is oor verby daai punt. Nog nie. Ja, ek gaan nie meer verdrink nie. Darm nie. Ek het darm nou so 'n paar lesse gedoen. So nogal trots daarop.
Ek het seker wel afstand geswem. Maar hoe dit is ons het soos 'n hele platform, as jy dit so kan stel, waar mense vir ons geld gee vir die doel waarvoor ons dit doen. Ja. So ons het al vir 2 jaar wat ons geld kry by Ironman for the Kids en hulle het vir ons gevra om hierdie jaar deel te neem. Omdat ons elke jaar help, gaan ons vir onsself basies deelneem en ons vorder om daai geld. Om daai ding onder jou belt te kan kry, want ons het verlede jaar was ons volunteers en ons het daar gestaan en gekyk hoe hierdie mense dit doen. Dit is net ek weet nie 10 tree dan lê ek daar mors dood en ek is baie trots op julle dat julle dit doen, want dit sit nie in enige iemand se broek om daai ding nie. Exactly. In myne nie in 'n geval is So, dat vir my. Ek het al gespot, was 2 jaar ingeskryf gewees en my naam is al op die hem vir 2 keer gewees waar ek deelgeneem het nie. Maar hierdie jaar het ons 'n dryfkarrig en ons gaan dit definitief doen. So ek het 'n sekere doel of ons span het 'n doel en 'n sekere bedrag wat ons graag wil insamel en toe het ek net daaraan gedink, yes, like it. Kom ons doen 'n Ice Bucket Challenge met die maatskappye, die besighede in die dorp en lekker mekaar, wat's challenge in Afrikaans? Uitdaag. Om dit wat hulle vir ons gee, vir Eden Protocol, vir die insameling, om dieselfde vir ons te gee of te verbeter of wat ook al hulle kan bekostig. So ons het by Hartenbos Pick n Pay begin. Dit was 'n tonne pret. Soos Karen gesê het, die water wou net nie opgehou het wat my kop nie. Lyk my hulle weet almal jy gaan swem, so hulle wil jou laat oefen op die land. Ek dink die grootste fout is ek het vir die stafel van die mense ook gesê, gooi stadig, want as dit net te vinnig verby, maar dis 'n groot fout. Ja. Dis 'n bitter. Daai water van jou het vragties net nie eindig gekry nie. Nee, glad nie. Toe het ons gister het ons Hartenbos Properties. Hulle is ook baie groot en baie groot partnership met ons by Dias. Dis baie nice. Ja, so ook baie naby aan ons harte en vandag was DIY. Julle moet ons Facebook dophou as Fransjo dit vir ons gaan oplaai. Dit was wild. Julle nog erger is. Ja, julle moet regtig, dit is hulle die Leroux familie het regtig uit hulle pad uit gegaan. En nee, dit was so 'n ysberg wat hulle op ons gedamp het, maar that's and all. Ja, nee, so julle moet regtig gaan kyk op Eden Protocol se Facebook. Dit gaan ons gaan later vandag die video opsit. Ek dink hulle is ook hastig om dit te sien. Ja, ons sien uit daarna. Ons sal 'n bietjie 'n link sit na julle page toe op hierdie post van ons sodat die luisteraars bietjie kan gaan kyk en verder luister wat julle alles vir die gemeenskap doen. Nou jy sê julle doen dit ten bate van Ironman for Kids. Dis korrek. Gaan jy uitbrei in of gaan jy uitbrei Fransjo? Ons kan maar saam praat. Julle kan maar saam praat. Ek dink daai is 'n baie belangrike vraag om te antwoord is hoekom doen ons dit vir Ironman for the Kids? Nou in elke venue waar 'n Ironman 70.3 of 'n full Ironman plaasvind, het Ironman for the Kids gesê beoog hulle om geld terug in die gemeenskap in te ploeg sodat die ons lokale gemeenskap spesifiek nou en so dit moet in Mosselbaai in omliggende area. Ja, so hoe dit werk is, daar waar die resies plaasvind, gaan kyk Ironman for the Kids Charity Trust en dan gaan ondersoek hulle en dan kies hulle, in ons geval het hulle 3 organisasies gekies wat in hierdie area is en dan die mandaat vir die geld wat inkom na daardie organisasies toe is. Dit mag net vir kinders gaan en dit moet in die munisipale distrik gaan waar die resies plaasvind. Okay. So elke keer wat 'n besigheid in hierdie area geld vir ons skenk, gaan dit reguit vir kinders in die gemeenskap. In hierdie gemeenskap en so dit kan nie buitekant die Mosselbaai munisipale distrik. Wat fantasties is. En dit is en so jy weet dat dit bevoordeel die mense wat in jou gemeenskap is en jy lig eintlik die lewensstandaard op so 'n manier. Right, ons gaan net gou op 'n musiekbreek. Of nee, ekskuus. Nee. Hoor ek nou verkeerd nie, so is nou nuus. Ons gaan die nuus bring in Khoza en na die nuusbreek gaan ons weer aan om te luister wat Fransjo en Anne vir ons sê. Dit was die nuusgevolg in isiXhosa. Die volgende nuusbulletin vind plaas om 3 uur. So ja, dit was Don't Stop the Journey. Don't Stop Believing van Journey af. Don't Stop the Journey. Ja, die journey begin mos elke dag net, so. Join our journey. So nee, dit was so lekker. Maar Fransjo en Karen, ons is selfs so lekker oor Eden Protocol, die werk wat gedoen word by Eden Protocol en die samesmelting van alles wat saam plaasvind. Soos julle nou ingeskakel is, ons het vroeër gesels oor die Ice Bucket Challenge en wat Anne, Emile en Fransjo alles doen in die gemeenskap om 'n bietjie geld in te samel vir die Ironman Kids for Kids.
of die Ironman kids, skus. So, ja, ons gesels verder met hulle, François, Anne en Karen. Ja, en ons gaan jou ook nou hier intrek. Ons gaan 'n bietjie gesels. Ek en Anne en François en Dion het verlede week 'n bietjie bymekaar gekom en ons het besluit om 'n joint venture te skep hier. Ons het nou al vir 2 jaar het ons die Charity Champion pageant het ons gedoen. En hierdie jaar sal nou die 3de jaar wees. En toe het ons bietjie gesels en besluit, luister, ons is 2 charities wat dieselfde doel voor oë het. In plaas van om elkeen op sy eie te gaan, het ons besluit, wat eendrag maak mag, right? En vele hande lig te werk. Hulle het strengths, en ons het ons strengths, en ons amalgamate ons strengths, want daar is sekere dingetjies wat ons doen, wat ek al die jare gedoen het, wat ek moes doen, dis nie my passie nie, ek sukkel daarmee en dit mors my tyd, wat hulle hengse strengths in het, wat nou nie vir hulle 'n ding is nie, wat vir my 'n 5 minute ding is, en omdat dit 'n gifting is, doen jy dit maklik, en dis nie 'n stresvolle ding nie, maar sekere goedjies wat jy moet doen om jou events te laat slaag, is dan stresvol vir my. Nou hoef dit nie meer stresvol te wees nie, want nou is dit in die hande van pros, so nou hoef ons nie daaroor te stres nie. En dieselfde ding geld vir almal, ons het nie almal al die gifts nie, so ons is deel van 'n liggaam wat veronderstel is om saam te werk sodat alles baie mooi vloei. So ten opsigte van die Charity Champion, Dion, gaan jy nou 'n bietjie vir ons vertel waaroor gaan die Charity Champion, en dan gaan ons bietjie uitbrei oor waar Kids for Kids en Eden Protocol vir ons gaan bystaan daarmee, en wat dan gaan bydra tot die Ironman for Kids, né? Dit gaan alles deel wees daarvan. So, soos wat François net nou gesê het, dit gaan dan ook ons deelnemers se portefeuilles bou. Ja. As jy deel is van al hierdie. Ja. So dit is 'n groot platform met groot pryse wat ons hierdie jaar gaan hê. Ons gaan ons overall winner lekker pamperlang met jy word gesponsor vir 'n jaar met 'n klomp goedjies. So dit is nie klein goedjies nie. Dis groot goedjies. So dit gaan baie lekker wees. Dit gaan jou hele portfolio boost. Nie net dra jy positief by tot jou gemeenskap nie, om terug te gee aan jou gemeenskap waar jy vandaan kom nie, maar jy gaan ook die benefit hê daaruit. Ja. So, jy los ook jou groote footprint. Nou die Charity Champion se inskrywingsdatum is al van vandag af al beskikbaar, is eintlik al van Januarie af, maar die sluitingsdatum is 19de Oktober 2024 en waar dit plaasvind is by die Bahia Blue se saal, skus, by die Dias Hotel. Paradies. Yes, as Die noem dit nooit dit nie, ek noem dit net die inskrywingsfooie is R750 per persoon. Nou daar is verskillende kategorieë van af die ouderdom tiny is van 4 tot 7 jaar oud, little 8 tot 12, 10, 13 tot 17, die miss 18 plus, misses en die mister. So ja, hulle is ook almal van 18 plus af. Nou daar's 'n special awards kategorie vir dit. So een wenner in junior en een wenner in senior kategorie. So dis 'n best ramp, personality, best dressed en dan hierso is die een wat Karen nou van gepraat het, waar jy gesponsor word vir die hele jaar, is die overall ultimate charity champion. En dan is daar ook cash prizes beskikbaar, so moenie huiwer nie, jy moet inskryf daar. So die inskrywingsdatum is die 30ste September. En ja. En die pageant vind plaas op die 19de. Die pageant vind plaas op die 19de by Bahia Blue, Porto Dias. Paradies. Die Paradies. By Dias Hotel. Julle weet waar om ons te vind? Ons is by die Dias Hotel. Dis hy. So hoe dit werk is, ek dink Karen en François en Anne, julle gaan 'n bietjie verder vertel. En kortliks is die pageant is nie net 'n glamour en 'n glitzy event nie. Glad nie. So ek gaan vir julle oorgee om so 'n bietjie meer daaroor te vertel.
Karen, ek het 'n idee. Yes. Okay, so jy weet, ek is 'n persoon met verskriklike groot idees Ja, en ek dink ons moet hierdie stukkie video want dit lyk baie interessant wat nou hier gebeur. Emile het altyd dinge en hy sê ek auction hom, soos in Ja. hy's 'n verskriklike goeie chef en as ek hulp nodig het en dan verkoop ek hom as 'n prys. Gewoonlik. Wat gaan jy nie vir Fransjoe se prys? Wat gaan Anne nou na sê Emile is 'n goeie chef waar sy my naam gaan insluit? Want hoe gaan jy my verkoop nou? Ek het 'n idee. Ek dink Fransjoe moet namens ons deelneem aan die meneer. Ja, want jy het mos al aan ek het al die SA deelgeneem vir dit ook. Ja. Ek het al vir charity geloop saam met Marco. Ja. Ons autistiese kind waar ons nou baie jou lief is. beurt. So ek dink dit is nou Fransjoe se beurt om ook deel te Om wees. saam met iemand te loop? Nee, om deel te neem namens Eden Protocol. Ons is nou dink- besig met die Ironman Ja. en ons kort nou 'n verteenwoordiger Ek dink dit is 'n wat vir hulle 'n fantastiese voorbeeld idee. kan wees. Ek en sal jou vir hulle te train, wys hoe om Fransjoe, dit te geen doen. probleem. Ek het nie 'n probleem om 'n voorbeeld te wees nie. Ek wil net nie voor wees terwyl ek 'n beeld is nie. Ek dink so 'n goeie idee. Ek dink regtig dit is. Ek sal jou alles Ek dink glad nie dis 'n goeie idee Ja. nie. Hy het die man, ek dink so. uitklaar die raamwerk. Hy het. Ons is besig met Eden Protocol. Ons het baie projekte waaraan ons werk. Exactly. Jy het 'n groot voordeel hier. So met 'n groot voordeel. Jy het al klaar 3/4 van die Dit voel vir my glad nie soos 'n voordeel. Nee, nou wil hy stage fright hê. Hy's altyd besig om almal af te neem en alles. Dis die Dis probleem. nie so maklik om op daai stage te staan nie. Dis die probleem. Jy is Ons al weet. verbaas wees wat ek al alles gedoen het. Ek weet al. O, okay. Nou gaan jy vir ons wys daar op die stage. Ek dink dis 'n baie goeie idee. Ek dink dis 'n uitstekende idee daai. Nou goed, die idee is met die Charity Champion. Ons fokus nie op kyk. Ons praat altyd mense skyn van binne af. True beauty comes from inside. En ek sê ook altyd ek sien nie die skil nie. I see your soul, né? Your energy introduces you before you say the word. Jy weet mos party mense kan jy net sien. Jy sien ons Sonstraal. trek inloop. Ja, Trek sonstraal. hulle aan. Ja, jy sien, dis Dis waar dit son. gaan. Dis waaroor dit gaan en dit is wat ons wil hê. Ons wil hê as jy 'n hart het vir jou community en wat Dion altyd wat sy slogan was en wat ons slogan is if you want to see the change, be the change. It all starts with you. Alles man. Ja. Ons het klasse begin gee by Hillcrest Hoërskool verlede jaar. En daai kinders het almal gesit. Hulle kom in baie uit hulpbehoevende huishoudings uit. Maar hulle harte is so mooi. En toe het ons nou vir hulle deel van die klas is ons leer vir hulle ook om hulle eie charities te begin. En hulle het net gesit en gesê ons het niks nie, ons kan niks doen nie. Toe het ons vir hulle 'n paar vragies gevra om te sien hoe jy dit kan gebruik en 'n paar idees. En toe kom hulle op, ek ken die en ek kan dit, en daar's hy. Daar Sien is jy? iemand. Jy's nie so in die knyp as wat jy dink nie. Daar is baie moontlikhede waar jy 'n verskil kan maak. Want ek het vir hulle gevra, wat sou jy as 'n charity wil doen? Wat sou jy wil verander? En dit is alles community gerig. Hulle almal was community gerig om vir ons community beter schooling te kan doen of net skuifbehoeftes en goeders te kan gee, om vir hulle kos te gee. En dan het ek vir elkeen gevra en hulle het elkeen gesê, hulle ken mense. En as jy daai goed bymekaar sit, ek is die queen van geld maak uit iets wat jou nie geld kos nie. Jy weet, jy kan jou hande gebruik, jy kan jou tyd gebruik en so kan jy 'n verskil maak. Ek het lang stories om daarvan te vertel, want ek het my dogter het ook op 'n charity plaas opgeland as gevolg van die feit dat ek my rug gebreek het, kon nie werk nie en het ek nie meer geld nie. So nou moet ons 'n ander plannetjie maak. En jy kan, hoor? Hierdie goed sê mens nie om te dink jy's beter as enige mens. Nee, glad nie. Hierdie goed sê mens om vir iemand hoop te gee om te sê al land jy daarop, jy kan ietsie doen. En wat ek gedoen het op daai stadium is om ek het gehoor as jy iets soek, dan moet jy iemand anders daarmee bless. So brainwave soos dit jy is met die idees en goeters wat opkom, het ek met Spar gaan praat en ek het met Golden Harvest gaan praat en gesê kan ek julle sell-by-date kos kom optel. Dis wat ek gedoen het. En so het ek nie net vir ons gevoer nie, maar ek het oor die jare duisende mense gevoer. So daai ding het net aangehou vir my en dit het gegroei. So ja, hoeveel mense is gehelp uit daai hele ding in. Ek glo altyd jy weet nie
as jy nie deur iets gegaan het nie, jy kan regtig nie saam praat nie. Almal van ons hier het al. Dis dieselfde. Ja. Ons het almal al wat hierso sit, het Ja. deur hierdie goed gegaan, so jy kan praat. Jy praat uit ondervinding uit, nie net uit 'n hoogtepunt uit en sien neer en ek gaan jou help met R10. Ons weet wat kan jy met R10 doen? Boggerol. Regtig, jy kan regtig wat kan jy met R10 doen? Jy sal verbaas wees actually. Ek het 'n vriend gehad wat my gesê het as ek die lotto wen, dan gee ek dit vir jou want ek het al gesien wat jy met R10 kan doen. Regtig. Actually saai daai R10, dan sien jy wat kom terug na jou toe. Ja, so die idees van die Charity Champion, dit is nie 'n beauty pageant as per see what your skin looks like on the outside nie. Dit gaan oor jou hart vir die community en wat jy vir jou community kan doen. So dis waar ons vir Eden Protocol intrek en van ons projekte gebruik vir hulle waar hulle gaan kies. Hulle gaan een van ons projekte kies en hulle gaan saam met ons werk op die projek. Yes. So daar's 'n maatstaf wat ons dan het wat ons kan weet wat hulle gedoen het. Dis nie net 'n paar foto's en jy sê jy het iets gedoen nie. Ja. Ons kan fisies sien wat jy gedoen het vir die gemeenskap en ek dink dit is bitter belangrik. En jy raak betrokke in die gemeenskap en jy bou verhoudings soos wat jy Dit is wat hy gesê het. En die belangrikste is dit gaan nie net tot die 19 Oktober nou iewes skielik het jy nou gewen of nie gewen nie, is klaar nie. Nee, Dis iets wat gaan aanhou waarmee jy deel kan word van jou lewe. Ons wil 'n culture skep. Dis dit. Ja, a culture skep of not just taking all the time, just giving back to your community because it's more blessed to give than to receive. Dis wat ek nou gesê van die saai. François Teddy moet altyd sê for the community by the community. En ek dink hoe meer ons die jong mense kan inbring en vir hulle wys hoe hulle kan help, hoe makliker gaan dit vir almal gaan. Dit is maklik en dis wat ek nou die voorbeeld genoem het van die Hillcrest studente. Jy dink jy sit in 'n dire straits storie, maar wanneer ons inkom, dan drop ons jou nie net ergens nie. Ja, ons leer jou om hierdie goeders te doen. Dit is die idee. Dit is waaroor ons hier is. So, ons gee vir julle dan vorms wat julle kan uitgaan in julle community, kan julle daai mense betrokke kry om hulle self te help. Onthou wat ons gesê het? It all starts with you. Een persoon nodig. Ja, nee, ek dink dit is die hart van dit. Dit is op die einde van die dag is die maatstaf hoe lyk gesonde verhoudings wanneer die pageant verby is. Ja. Want as ons nie verhoudings kweek terwyl ons gaan nie, eintlik wat ons maar net sê is ons gebruik die gemeenskap om ons eie portefeulje te bou en dan loop ons. En dit is nie wat ons wil agterlaat nie. Ons wil 'n lanklewendheid van verhoudings. Dit gaan die oorheersende maatstaf wees in die kriteria waaraan ons eintlik die pageant attendees aan gaan meet om te sê ken jy daai persoon se naam? Weet jy wat gaan hulle in lewe aan? Weet hulle wat aan jou lewe aangaan? Wat soos dit het dan is vir die eerste keer 'n transaksie gehad wat albei rigtings vloei. En dan is daar so inkoopkrag en dit is wat die verskil maak. Dit is wanneer jy saad saai waar jy is nie in daai opsig ge-worry om te sien wat die vrug onmiddellik is nie, want jy plant 'n boom vir die volgende generasie. En so jou hart is eintlik om te gee en nie regtig te ontvang nie. Ek is sulke lang hoendersvleise hier. Ek is lang hoendersvleise. Ja, nee, ons sien baie uit na hierdie Charity Champion wat gaan plaasvind en ons samewerking met julle. Ons gaan nou weer 'n bietjie na musiek luister. Pompey van Bastille, net hierso by Eden FM, Your Voice in Paradise, alipad aksie met reaksie. Nou ons het nog vroeër gesels, ons het 'n bietjie tyd wat ons nou gou vinnig met Anne en Fransjo gesels nou. Ek wil sê ontmoet die span. As jy die span, die dinamiese span van Eden Protocol wil kom ontmoet, gaan daar na Baie Blue, Dias Hotel toe, kom drink ietsie, kom eet ietsie, hulle verskaf lekker kos, daar's 'n lekker restaurant, lekker vibe, lekker energie, en kom sê vir Anne en vir Fransjo hallo. Ek weet as Fransjo nie daar is nie, Anne is definitief daarso. En as Anne nie daarso is nie, kom sê vir Emil ook hallo. So kom groet die span. Hulle is regtig fantasties. Nou Fransjo, ons het nou 'n bietjie vroeër gepraat ook en ek wil by jou luister. Wat maak Iron Man for Kids? Ja, wat maak die Iron Man for Kids event so spesiaal? So ons deelname as begunstigde van Iron Man for the Kids hierdie jaar, en soos ek dit verstaan, is ons die eerste begunstigde wat ooit sal deelneem aan 'n resies waar ons die fondsinsameling doen vir die area. Want
blykbaar is mense wat begunstigdes is of wat non-profits hardloop gewoonlik nie gegeer om atlete te wees nie. Ek is ook nie gegeer nie, ons gaan dit doen. En dit is waar wat Ann sê. So ons het en so dit is baie spesiaal vir die area. Dit is bietjie van 'n historiese gevoel wat ons gee. Maar dit is ons kan nou regtig en dis hoekom ons alles rekord. Ons oefen sessies, ons die resiese waar ons gedeelneem in die tussentyd totdat ons by die groot resies kom. Guinness Book of Records gaan hier. Dis omtrent so, dit voel soos jy. Ons is nie so fiks nie. Nee, maar die fiksheid nie, ons deelname moet genoem word. Maar ons wil regtig vir mense wys wat vat dit vir want daar's baie atlete wat jy sal sien hulle die orange kit aan soos hulle altyd sê. En dis die ouens wat almal vir die Ironman for the Kids deelneem om fondse in te samel. Ja. En so kom support ons op die dag. Asseblief, almal in oranje. Asseblief. Maar die ding is dit vat ongelooflik baie tyd en energie en fondse en al die beplanning om dit net te maak werk en so dis hoekom ons die hele storie agter die storie wil vertel en vir mense te sê ons neem nou deel as 'n begunstigde en soos dalk die eerste begunstigde wat ooit op hierdie manier deelneem maar dis die storie dis wat dit vir atlete vat om deel te neem dit is wat dit vir die ouens wat vir die groot accomplishment hierdie hele dit is baie ons geniet dit baie maar dit leer jou verskriklik baie van jouself en van en hoekom koop jy in want as jy 4 uur moet opstaan in die oggend hoekom doen jy hierdie jy weet hoekom en so dan kom jy hard regtig agter dit uit nee dis no joke ek het 'n 4 maande oue een ook by die huis so ons slaap nou nie gelooflik baie nie en so ons is by die punt wat dan staan jy op as jy net soos jy's okay ouens en dan besef jy maar jy doen dit nie vir die net vir mos nie. Nee, om in die resies deel te neem en om dis community. Kyk Saterdag se oefen. Ja. Ons was Saterdag 'n hele groep wat opgedaag het om te swem by Santos Strand. Dit was so lekker en ongelooflik geweest. Ons klaar so sê ons, okay, kom ons gaan hardloop sommer gou die roete. Dis baie lekker as jy ondersteuning kry. So dis wat ons gedoen het. Ons hardloop toe Coffee at Works. Ons kry koffie, want dis die hele plan was tot daar. En toe sê kyk ons almal mekaar so, gaan ons terug hardloop. So wat doen ons? So dis daai community kant van dit, maar dan weet jy ook dat wanneer ons betrokke is by ons projekte van Eden Protocol of by die ander organisasies met wie ons skakel, dan sien jy waartoe die fondse weer gaan, want hierdie jaar, ons het byvoorbeeld 'n graad 1 tot 3 klas geëquip hierdie jaar. Hulle het al hulle kos, hulle het hulle aftercare, hulle het al hulle stationery, skoolklere, hulle het dit nooit gehad nie. En nou vir die eerste keer kan ons dit vir hulle bied omdat ons daardie fondse gehad het. En so dit maak regtig 'n groot verskil. En so eintlik wat ons vir mense sê is kom saam met ons op die journey. Gaan kyk op Facebook, op Insta, op TikTok, op YouTube, want meer dit geshare word, hoe verder kan uitgaan, meer mense kan sien wat doen ons. En hoe groter mense word bewus daarvan. En hoe groter is ons impak op die einde van die dag, want mense kan nie altyd daar wees nie. Of 'n donation gee nie, maar hierdie maak 'n ongelooflike groot verskil en dit gee vir ons exposure om vir ander gemeenskaps byvoorbeeld besighede kontak mee te maak en dan sê hulle, right, kom ons raak betrokke want ons kan sien dit maak regtig 'n verskil. So daai is een manier om betrokke te raak. Dan het ons julle kan op ons webwerf gaan kyk edenprotocol.co. Dit is eenvoudig, daar is nie nog 'n .co agterna nie. Dan kan jy gaan lees, daar is racing, Ironman, daar kan jy letterlik gaan sien wie neem aan wat deel, wat is so storie. Jy kan ons sokkies daar koop. Jy moet regtig gaan kyk. Dit is kouse. Wat hy aan het. En raai dit sê Eden soos Eden FM. Ja, en daar's so 'n walvis aan die voorkant wat altyd uitsteek soos 'n stertjie en die agterkant. Waar gaan die sokkies? Dit is waar dit gaan. Dis ons eie ontwerp vir die area. Dis fantasties. En soos 'n bietjie toerisme kant in dit. So as jy ons video's kyk ook as jy sien ons doen 'n bietjie van 'n toerisme angle op dit en so en ons wil regtig waarde teruggee in die gemeenskap in wanneer ons besig is. So en as jy meer vra het oor wat hier aangaan, sê net maar dit maak nie lekker sin wat ons verduidelik oor Ironman for the Kids nie of oor die resies self of wat Eden Protocol want ek kan nie vir julle meer verduidelik hoe ongelooflike impak die Ironman 70.3 Muscle Bay event vir ons gemeenskap het in terme van besighede en fondse wat inkom en skill sets want dit trek regtig die cream of the crop in en dis hoekom ek sê kom woon die resies by want dit is 'n event wat jy nog nooit sal op 'n ander plek daai atmosfeer beleef nie. Dit is regtig fantastiese atmosfeer. Nou sê gou vir ons tyd is bietjie min. Kontaknommers.
Wel gaan kyk op Facebook, julle sal alles kontakbesonderhede daar kry, e-mail, telefoonnommer, al daardie goeders, soos altyd is lekker maklik. Dan kan Soos op TikTok. ons is op TikTok. En so dan Jong kan mense, julle julle kan ons ondersteun op TikTok. Ek weet julle hou van dansies. Maak vir ons 'n dansie en tag ons. op ons Facebook ook. Alles is daar, so julle kan ons regtig op daai manier baie maklik bereik. Ja, is fantasties. Maar baie dankie julle. Hier is ons nou wragties weer aan die einde van ons program net so vinnig. Ja, dit is net soos Dion praat net nou van September. Dis nog nie September, ja, môre is September. Dis net hoe vinnig die tyd gaan. Baie dankie vir julle tyd. Dankie dat julle ingekom het. Dis baie lekker om julle hier te gehad het. En luisteraars, as julle vra soos gewoonlik, gaan ons al ons opnames is op Spotify en op YouTube en op die Aksie met Reaksie Facebook groep en dan op ons persoonlike groepe ook. Ons groet julle dan hier uit Mosselbaai uit. Tot volgende week. As dit tot sins en ja, mag julle 'n geseënde lekker week verder hê en ons skakel weer oor in ons dinamiese span in Oudtshoorn, Paul Amas met die afternoon drive tussen 3 en 6. Tot volgende week toe. Ek is Karen. Ek is Dion. Lekker week. Tot sins julle. Tada!